En amen. Baie dankie. U kan die sitplek neem. Dankie Rian en die span. Van my kant af 'n geseënde Kersfees. Ek hoop dat jy het 'n goeie een sover gehad. Hulle vra my gister, watter persent wil ek hê? Toe sê ek, ek wat verjaar nie. Jesus verjaar. Maar ek hoop julle het ook verjaar. Het die kinders lekker persente gekry? Okay. Kan die ouers weer probeer asseblief? Dit is so voorreg om in die huis van die Here te wees en welkom aan elkeen, welkom aan die besoekers. Ons het lekker mense wat saam met hulle familie kom. Ons het ons eie hartsmense wat van Bethel afkom. So voorreg om julle hier te hê. Ek soek nou vir Manet ook. Daar sy in die agterste ry. Dis regtig so lekker om almal te sien en op hierdie Kersdag is dit 'n voorreg om op hierdie manier te kan begin. So ek het 'n baie mooi preek voorberei. En 2 oggende terug maak die Here my 3:00 die oggend wakker. Dis nou 3:00 vir die wat weet waarvan ek praat. Dit het van 4:00 na 3:00 toe geskuiwe. En die Here breek die woord oop vir my in Johannes 1. Want hierdie jaar se Kersfees broei iets in my hart oor dit wat ek gebid het vroeër. Ek het vanoggend ook myself die vraag gevra. Hoekom kom ons kerk toe op Kersdag? Ek sê agter vir Lisa ook, hier's mense wat Kersdag kerk toe kom vir die enigste keer die jaar. Weet julle hoe werk dit? Dit werk soos om na 'n begrafnis toe te gaan van iemand wat jy nie ken nie. Jy's net daar vir die broodjies. Julle weet. En ons doen nog ligte broodjies, jy met ander begrafnisse bywoon, daar's 'n hele ete. Vandag wonder ek hoekom julle hier sit. Want wat in my hart broei, is dat die aarde word 'n baba ryker wat hulle koning Jesus noem, maar die hemel word 'n godheid kleiner wat aarde toe kom. En as jy 'n ouer is, gaan jy nou mooi moet bybly. Dink gou aan die begin, predestined. En ek wens ek kon 'n stalstorie vertel het van 'n babietjie en 'n krib en die herders en al die mooi geskenkies. Maar die Here het hierdie woord vir iemand spesifiek. Dink gou jy as ouer om jou kind af te staan om 'n prys te gaan betaal vir iemand anders. Dink gou daaraan. Dink gou aan, ons bespreek dit voor die tyd. Ons sê, goed, ons gaan die mens maak, ten spyte daarvan, dat jy eendag die prys gaan moet betaal. En in die kinderbybel prentjie is dit so mooi, want Jesus hang daar net met sy wit lappie en 2 druppels bloed en die doringkroon. Besef julle dat daardie predestined conversation wat voor die tyd gehad was, het bloed, sweet en Getsemane veroorsaak. Wat fisies moontlik is, dat jy so angstig raak, dat jou bloed deur jou sweetgaatjies kom. Vanoggend is ek so bewus van die hemel, wat 'n pa vir 'n seun sê, dit is tyd. Jy gaan aarde toe, om 'n prys te betaal. Wat sal ons kinders se eerste antwoord wees? Ek weet nie, dalk het julle 'n beter situasie, maar by ons is dit 'n vinnige, dit was sy. En as jy die oudste is, ek is nie, jammer, want jy het ook die pak gekry vir my, wat die jongste was. Dink het gou 'n gesprek oor, jy gaan 'n prys betaal vir iets wat jy nie gedoen het nie. Sodat ons hierdie mens wat ons maak, weer gered kan kry om by ons uit te kom. Vandag is vir my hierdie groot skuif van 'n pa wat gesê het, gaan jy af en betaal die prys. 'n seun wat sê, dis ek sal dit doen. En hier sit ons met 'n mooi prentjie in 'n stal van 'n babietjie gebore en ons celebrate lewe. En die hemel betaal 'n prys die dag toe hy afkom aarde toe. Want hy moes gelyk word aan mens. En dit het my uitgebring by iets wat John Piper gesê het. Hy sê, Christmas is the Son of God expressing the love of God to save us from the wrath of God so we could enjoy the presence of God. Kan ek hom weer lees? Hy sê, Christmas is the Son of God expressing the love of God
to save us from the wrath of God, so we could enjoy the presence of God. Wat sê hulle in hierdie gesprek? Hulle sê, Jesus, jy gaan af aarde toe, dat hulle 'n stukkie hemel kan beleef. Die dag toe daai baba gebore is hier, en sy naam is Jesus, het 'n stukkie van die hemel afgekom aarde toe. En dit het ons die voorreg gegee, om soos vanoggend in sy teenwoordigheid te wees. Is dit nie wonderlik nie? En ek hoop, dat julle verstaan vandag, daar's 'n prys betaal vir 'n baba gebore. Het was nie net sommer 'n wonderlike geboorte van nog iemand wat bygevoeg was in 'n gesin nie. Dit was 'n God wat mens geword het om vir ons te kom sterf aan die kruis. En die Here begin met my praat uit Johannes 1:1. Ek gaan dit lees, net 'n paar opmerkings maak. Vers 1 sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Nou ons kan dit almal repeteer, maar kom ek lees dit gou stadig vir julle. In die begin was die woord, dis Jesus. Tweede een, en die woord was by God, van die begin af. Derde een, en die woord was God. Jesus wat afgekom het aarde toe, en ek gaan dit nog 100 keer sê, was nie 'n baba wat mens geword het nie. Dis 'n God wat mens geword het vir ons. Wanneer ons kyk na daai vers 1, en ons gaan terug na Genesis 1 vers 1 toe, dan besef ons, dat wanneer ons in Genesis 1 kyk, was dit nie die begin van God nie. Dit was net die begin van hierdie skepping. En mense vra my baie keer, ek is verskriklik jammer as jy kontroversiële goed vanmôre hoor, mense vra my baie keer, glo ek daar's ander planete met nog mense op? Kom, knikkie kop het ek sien. Dan sê ek altyd, ek weet nie. Maar vir hoe groot my God is dit wonderlik, dat hy besluit het om by ons, op hierdie klein aardetjie, 'n verskil te kom maak en sy seun vir ons te kom gee. Genesis 1 vers 1 was nie die begin van God nie, dit was die begin van die skepping gewees. Voor dit was God in die drie eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees. Jesaja 9 begin met die profesie, en ek hou dit voor in vers 5 tot 6 uit die ou vertaling. Hy sê, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy, en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid, en oor sy koninkryk, om dit te bevestig, en dit te versterk, deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in alle ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Jesus, God, word mens vir ons elkeen. Nou wanneer ons verder lees in Johannes 1, kom ons by vers 5 uit, en ek lees dit uit die Amplified. Hy sê, the light shines on in the darkness, and the darkness did not understand it, or overpower it, or appropriate it, or absorb it, and is unreceptive to it. Die Afrikaans sê, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld. Nou ek het verskriklik in die teologie nou in vanmôre, maar ek wil gou vir julle verduidelik. Ons gaan heeltyd terug na Genesis 1 toe. Die oomblik toe hy sê, daar was lig. Daardie woord is die woord wat gebruik word in Hebreëus, dieselfde woord as in Grieks in Johannes 1 vers 5. Dit is die onderskeiding tussen wat goed en kwaad is. Wat lig was, want kan julle onthou dat dag 4 eers kom die son en die maan, en hulle kan sê, dit is dag en dit is nag. So Jesus kom aarde toe om wat te wees? Om die lig te wees. Waar was die lig onderskei? Reeds aan die begin om te sê, dit is reg en dit is verkeerd. In hierdie predestined conversation, dis waarop ek julle aandag wil fokus, besluit hulle dat ons gaan begin om die skepping te maak deur om goed en kwaad te skei van mekaar. Hoekom was dit nodig?
Want Lucifer met al sy gevalle engele was op aarde. Hulle was gewerp op aarde, kan julle onthou? En daar moes skeiding gekom het tussen wat is reg en verkeerd. Ek vra vandag die vraag weer. Ons sit Kersdag hier in die kerk. Ek vra jou oor jou eie lewe, want ons gaan nou praat oor wie herken Jesus en wie nie. Is ons nie besig om die lewe van die duisternis te leef, terwyl ons maak asof ons die lig is nie? Hoe lyk jou lewe? Ek gaan jou vra op Kersdag. En ek moet eintlik nie vir jou vra nie, ek moet die mense vra wat langs jou sit. Hoe klink jy by die huis? Hoe praat jy in die kar? Ek moet so hard werk, want ek is 'n pastoor en ek sukkel met dit. En dan moet my vrou baie keer my reg help, en sê, jy kan dit nie sê nie. So ek sê nou nie meer, iemand is 'n idioot nie. Okay? Ek sê net, hulle doen iets soos 'n idioot. Okay? Is daar nog iemand met road rage, het ek het gesê? So, julle is goeie mense hier vanmôre. So wanneer ons sê, ons het hierdie lewe van duisternis en lig, wanneer Jesus kom, kondig hy vir jou aan wat reg is. En as jy vandag Kersdag wil vier, wil ek hê jy moet dit in jou lewe inkorporeer, dit wat reg is. Inkorporeer dit wat reg is. As Jesus in jou lewe is, moet jy tog lyk asof Jesus in jou lewe is. Hy is nie net in 'n krib nie, hy's in jou hart. En ons verwar die mense om ons, omdat ons 'n anderste lewe leef, want ons verstaan nie, van die begin af was lig en duisternis geskei, nog nie dag en nag nie, net goed en kwaad. En as Jesus in jou lewe kom, moet die lig die duisternis verdryf. Ons sukkel, want ons kan nie die twee onderskei nie, maar ons wil Jesus se lewe vier. Die tweede gedeelte waarna ek wil verwys, is in vers 9 tot 12, en ek is so jammer, ek lees uit die Amplified uit, maar dis waarmee ek wakker gemaak was om Johannes 1 uit die Amplified te lees. Hy sê, there it was, the true light, the genuine, perfect, steadfast light, which coming into this world enlightens everyone. He, Christ, was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. He came to that which was his own, that which belonged to him, his world, his creation, and his possession, and those who were his own, the people, the Jewish nation. And they did not receive and welcome him. But to as many as did receive and welcome him, he gave the right, the authority, the privilege to become children of God. That is, to those who believe in, adhere to, trust in, and rely on his name. Kom ons gaan terug na die predestined conversation. Hulle sê, goed, ons gaan die mens maak, hulle gaan val, die eerstes gaan ons 'n ark voorbou, en dan gaan ons die gesin red, wat verander kan word. Die volgende keer wat hulle weer val, Jesus, is dit jou beurt om 'n prys te gaan betaal. Vir wie begin hulle die prys betaal? Vir die volk wat uitgekies was om die impak te maak. Julle moet altyd onthou, die Jode was nie die wit broodjies nie. Die Jode was die volk wat God Jahweh aanbid het, sodat almal om hulle kon sien, dat God die ware God is. Dis al. En daardie pakkie raak toe die rede hoekom Jesus afkom, om die Jode te rekoncilieer met God, deur om die Messias te stuur. Gaan terug na jou eie kinders toe. Imagine jy stuur jou kind om 'n prys te betaal vir iets wat hy nie gedoen het nie, en die mense vir wie hy hom stuur, erken hom nie vir wie hy is nie. Hy word nie net verwerp, daai babietjie word nie net verwerp deur die Jode as 'n volk nie, hy word verwerp deur sy eie bloedbroers, om te sê dat hy nie die Messias is nie. Hy moet uit sy eie stad uitgaan, om wonders te gaan doen, want hulle herken hom nie. Die woord sê, 'n profeet word nie in sy eie land geken nie. Nou luister gou, ek weet nie wie van julle die voorreg gehad het, om 'n babietjie in jou arms vas te hou. En al wat jy wil hê vir daai babietjie is die beste.
Jy wil hê almal moet hom of haar lief hê, almal moet hulle aanvaar, almal moet vir hulle 'n geleentheid skep. Niemand sit hier en dink ek hoop jy seentjie eindig op in die tronk vir die res van jou lewe nie. Is ek reg? En hier sit 'n pa en hy stuur sy seun en vir die mense vir wie hy dit stuur, verwerp hom. En ja, ons kan na die Jode draai en sê, hoekom? Vanoggend vra die Here vir elkeen van ons, jy sit in die kerk vanoggend, hoekom verwerp jy die seun? Nee, maar ek is hier. Ek het Kersfees, my kinders weet, is nie Kersvader nie, sorry. Dis Jesus, hulle weet. Ek vra, hoekom herken jy nie Jesus as verlosser en saligmaker nie? Hoe weet ek jy doen nie? Want jou lewe wys dit nie. Wat sê jou kinders? Is Jesus in die huis? Hoe weet ons hy is in die huis? Oor hoe die ouers leef. Ek vra weer, is Jesus vandag tuis in jou huis? Dat jou kinders kan sê, ja, Jesus leef in ons huis ook. En die Here maak my met hierdie goed wakker en dit pla my. Want ons sou dink teen die tyd, julle wat die Here dien vir soveel jare, en ek wys 10 vingers na myself toe. Ons is mos al veronderstel om beter te wees as dit, reg? Hoekom nie? Want daai baba, blye baba in 'n krib, hy het nooit groot geword vir ons, om die prys in ons lewe te betaal nie. Want dan sal die besnydenis van die hart, die lig laat deurskyn, en ons het dan die voorreg, ek sal nou ophou kwaai wees, ons het die voorreg, sê die laaste stukkie, dat die wat wel luister, het dan die reg, die autoriteit, die voorreg om kinders van God genoem te kan word, wanneer jy hom aanvaar, die lig wat na die wêreld toe gekom het. Ek het skrifte uitgehaal uit Jesaja 49, sy eie volk wat hom nie herken het nie, julle kan dit gerus gaan lees. In Jesaja 56 vers 5 gebeur iets wanneer ons kinders van God genoem word. Daai baba word gebore sodat ons almal een familie kan word. Ons identiteit verander. En julle wat my goed ken, weet ek vertel baie grappies oor my eie familie. My pa is nie skaam daaroor nie, hy vertel nog. Hy sê, Boetie, vertel vir hulle van daai keer toe ek so dronk was, ek het jou BMX gesteel en die polisie gevra om my huis toe te vat. My familie is rof. So toe ek hoor, ek kry 'n tweede kans op 'n familie, jy? Toe gryp ek hom aan. Jou identiteit verander nie net dat Jesus jou broer word nie. But you are now seated in heavenly places. Kom ons gaan gou terug na Johannes 1 en Genesis 1 toe. Die oomblik toe daar lig kom, het daai lig jou wêreld geword. Dit beteken jy regeer bo oor elke bose mag, want Christus is in jou en al daai bose magte is onder sy voete. My ouma het die geneigtheid gehad om altyd te sê, vandag is die duiwel los in hierdie huis. As jy dit sê, bely voor die Here. Ons moet sê, vandag is Jesus los in hierdie huis. Want ons moet begin leef in die autoriteit, jou identiteit. Jy sien, ek is so bang om hierdie te sê, Here help. Ek het nog nooit in 'n dorp gekom, julle weet, dan sê ek dit mos in elk geval. Ek het nog nooit in 'n dorp gekom waar hulle actually jou van vra. En dit bepaal hoe vinnig jy gehelp word nie. Kyk gou rond, die inkommers is soos, yes. En die ander is so, dankie tog, ek het die van. Ek het nog nooit in 'n dorp gekom waar dit so belangrik is waar jy vandaan kom nie. En mense vra vir my, is dit moeilik? Toe sê ek nee. Want as jy deur daai mense ontvang word, dan sal hulle jou beskerm met hulle hele lewe. En ek kan dit na 7 jaar in Robertson sê. Hierdie is 'n gemeenskap wat jou invat, en dis hoekom ek Bethel hier uitgewys het. Bethel was ook so gemeenskap vir ons. Dis moeilik om in te kom, maar as jy in is, het hulle jou. Jy hoef oor niks bekommerd te wees nie.
Vandag wil ek vir jou sê, jou identiteit in Christus moet van so 'n aard wees, dat mense moet weet aan wie behoort jy. Jy moenie sê ek is 'n kind van God nie, hulle moet daai autoriteit kan voel. Is ek reg? Ag, hier's net 3 wat knik. As jy naby kom, moet hulle sê, hier's iets anders. Die duiwel bewe wanneer ons beweeg, want dis jou identiteit. Jou identiteit is nie meer jou eie bloedlyn nie. Jy's nou ingeënt in 'n nuwe bloedlyn en jy is nou familie van die Godheid. En jy word genoem die kind van die Allerhoogste, Yahweh, God bo alle gode. Ai, julle is hier. Wat die beste Kerspresent wat ek gehad het. Julle het dit gemis nou net. Jou identiteit verander. Ek staan na die einde se kant toe, dit beteken nog 15 minute. As ons lees in Johannes 1 vers 14, dan sê dit, and the word Christ became flesh and lived among us, and we actually saw his glory. Glory as belongs to the one and only begotten Son of the Father, the Son who is truly unique, the only one of his kind, who is full of grace and truth, absolutely free from deception. Ek lees 'n aanhaling vanoggend wat sê, the manger proves it. God meets us in the mess, and do not wait for us to clean it up. Toe hulle daai predestined gesprek gehad het hulle nooit gesê, ons stuur Jesus, jy gaan eers af as hulle harte reg is. Jesus, jy gaan eers af as hulle ophou sonde doen. Vandag wil ek vir jou so 'n stukkie hoop bring. Christus ontmoet jou waar jy is. Hy wag nie dat jy skoon maak of regkom nie. Hy is die begin van jou lewe se uitsorteer. Want julle wat hier sit weet, jy het soveel keer self probeer. En jy het dit nie reg gekry nie. Want in jou eie krag kan jy nie die verandering bring tussen lig en duisternis nie. Want dit is 'n posisie wat jy inneem. Dis nie 'n aanwendsel wat jy aanleer nie. Jy leer nie om 'n goeie mens te wees nie. Jy raak 'n Christus mens. Okay, hoor julle my? Julle maak my angstig. Jy raak Christus mens. Met ander woorde, die autoriteit van Christus is in jou. Jy hoef nie aan te leer of af te leer nie. Dis in 'n oomblik. Verander jou lewe. Hy wag nie vir jou om eers beter te word nie. Hy kom ontmoet jou waar jy is. So ek gee nie om hoe jou lewe lyk vandag nie. Die Here ontmoet jou waar jy is. Dis hoekom hy afgekom het aarde toe. En ek wil afsluit met verse 29 tot 30. Ek lees in die Afrikaanse vertaling, die ou vertaling. Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê die volgende: daar is die lam van God wat die sonde van hierdie wêreld gaan wegneem. Johannes sê, daar's die lam van God wat die sonde wegneem. In ons persepsie is dit 'n mooi prentjie. Dis 'n skapie wat gelei word om te sterf. In die Jode se konteks, wanneer Johannes dit vir daai groep sê, weet hulle hoe dit gelyk het met elke Pasga. Met elke Pasga het elke gesin 'n lam gebring volgens die grootte van hulle familie, en as jy 'n klein familie was, het jy die bure ingetrek. Julle, dit was nie 10 lammetjies wat geoffer was nie. Dit was 'n bloedbad gewees. Dit was 'n geskree, onthou, dis nie 'n hondjie wat jy aan 'n leibandjie bring nie. Daai lammetjie weet nie waar hy in sy op pad en watter prys hy gaan betaal nie. Ek wil hê julle moet gou daai prentjie skets. Toe Johannes vir 'n groep sê, hierdie is die lam wat geoffer gaan word, dat ons sonde weggeneem word, toe hoor hulle 2 goed. Die eerste is dat daardie bloedbad is so groot prys, en die tweede is, ons hoef dit dan nooit weer te doen nie, want die lam het die prys betaal. Hoe daai prentjie afgespeel, ek lees graag. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was.
Hy het sy mond nie oopgemaak nie. En soos 'n lam wat na die slagpale gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Kan julle onthou hoe Maria gelyk het by die kruis? Hoe Maria geween het toe haar seun aan daardie kruis sterf. Imagine gou vir God, Abba Vader, hoe daardie oomblik so ernstig was, van 'n godheid na 'n baba, dat hy sy aangesig moes wegdraai. En Jesus skree uit, Eli, Eli, lama sabachthani, my God, hoekom het U my verlaat? Ek wil hê julle moet vandag verstaan, dis nie 'n klein eenvoudige babietjie in 'n krib nie. Dit was 'n godheid wat sy posisie prys gee, dit was 'n pa wat sy seun afstaan. Hy kom aarde toe om die lig te bring, sodat ons kan leef in die autoriteit van Christus. Daardie prys wat betaal was so moeilik, dat Jesus bloed sweet, en dat 'n ma staan en ween, terwyl 'n pa, Abba Vader, sy aangesig moet wegdraai. Vat jou terug na jou eie babietjie toe. Sou een van julle, en ek praat nou nie van die wat tieners het nie, ooit toekyk hoe jou kind doodgemaak word? Grappie en lief vir jou. My eie tiener. Hulle moes toekyk hoe hy geoffer word van hierdie babietjie, van die krib na die kruis. Maar vanoggend kom sê ek vir julle, dit het nie by die kruis gestop nie. Dit was nie die doel van die baba nie. Die doel van die baba was dat daar 'n kroon bykom. Syne was 'n doringkroon, joune is oorwinning. En vanoggend wil ek hê, jy moet daai oorwinning leef. Moet dit nie vat of aanleer nie, leef dit. Johann Potgieter het dit mooi gestel. Hy sê, as 'n gelowige, veg jy nie vir jou oorwinning nie. Hy sê, jy leef dit uit, want Christus het reeds gewen. Jy leef daai oorwinning uit. Dis nie meer 'n baba in 'n krib nie, dis 'n godheid wat mens geword het. Mens wat sterf aan 'n kruis, om weer op te gaan, om 'n plek voor te berei, dat elkeen van ons, kinders van God genoem kan word, sodat ons in die oorwinning kan leef. Jy hoef nie te buig onder enige demoniese mag, of enige krag wat jou beheer nie. Is in 'n oomblik wat jy sê, Here, vat oor. Kom leef in my, dat ek die verskil is vir hierdie wêreld. En ek wil jou weer die vraag vra wat ek in die begin gevra het. Wat het jy vandag by die kerk kom soek? Wat was jou verwagting? Het jy gekom om 'n baba te vier wat gebore is? Maak dit ooit vir jou saak. Is hierdie geloof nie net verregaande van goed wat van die begin af en van ewig af is nie? Vandag nooi ek jou uit om te verstaan. Daar was 'n gesprek voor die aarde gemaak was, dat jy, wat vandag in hierdie kerk sit, 'n kans staan om gered te word. En by redding praat ek nie net van, dat jou lewe oorgegee is nie. Ek praat van die lewe van oorwinning te leef nie. Johann Potgieter en ek het 'n gesprek vroeër gehad, ons reël saam die diens, nuwe begin in Hartenbos. En ek sê vir hom, stuur bietjie vir my statistieke deur, van wat jy alles gedoen het, ek behartig 'n gedeelte van die diens. En ek en hy sê so vir mekaar, dis so moeilik om te sê, hoeveel mense gered word deur jou bediening. Toe sê ek vir hom, ja, want mense neem 'n emosionele besluit, maar hulle verander nie hulle leefstyl nie. Kan ek dit weer sê? Jy sit by 'n begrafnis, jy sit oor Paastyd, jy sit by 'n goeie preek, en jy neem 'n besluit, emosioneel, maar jy verander nie jou lewe nie. Wat is die kans, dat ons uit hierdie kerk uitstap, en nie kan wag om te eet, en te drink, dat dieselfde kind wat langs jou sit, jou vanaand 'n spektakel van jouself moet sien nie. Hoor julle wat ek sê? Begin jou oorwinning leef.
Hou op om hierdie godsdiens aan te hang. Daar's 'n prys betaal, sodat jy kan leef in die lig. Sodat jy autoriteit oor hierdie wêreld kan neem. Amen? Ok, is julle nou reg? Kyk, as pa nou die wyn los by die tafel, moet jy nou weet. Daar's nie brood vir nagmaal nie. Nee, ek grap. Ek wil vra dat ons opstaan, die band kan ook vorentoe kom, ons gaan afsluit met die lied Stille Nag. Staan op in julle sitplekke. Ek gaan nie uitnodiging maak nie, want julle gaan hier besluit nie, maar jou lewe verander nie altyd nie. Ek wil hê jy moet gou jou oë toemaak en ek gaan dit bietjie anders omdoen vanoggend. Ek wil jou deur hierdie lied vat na daai krib toe. En soos wat jy 'n rolprent voor jou sien afspeel, hoop ek jy het vandag gehoor wat gebeur agter die skerms. Wat het gelei tot hierdie mooi verhaal wat ons vanoggend vertel? Dat Jesus gebore word op aarde vir ons in 'n mensvorm. Ek wil hê dat terwyl Stille Nag afspeel en jy dit saam sing, dat jy sal sien hoe daar in die hemel 'n pa sy seun afstaan vir 'n volk wat hom nie eens gaan herken nie, dat hy op die uiteinde 'n seun gaan hê wat pleit voor hom en sê, asseblief pa, laat hierdie beker by my verbygaan. Ek sien nie kans nie. Ek weet nie of ek hierdie prys mee kan betaal nie. En wanneer daai seun stap na daai kruis toe en hy hang daar uitgebloei, dan staan die pa en sê, hierdie is te veel, en hy kyk weg. En daai baba blaas sy laaste asem uit om vir my en jou 'n kans te gee op hierdie aarde. Om vir my en jou 'n kans te gee op hierdie aarde. Kom ons sing die lied en dan gaan ek daarna bid.
Jezus kind, lang verwacht, ligheid die Vaderste rein, word uit liefde aan mense geleid. Loof die hemelse Abba Vader, vanoggend kom ons nie net by die krib by mekaar nie. Ons kom buig ons voor die troon en ons kom roep ons groot dankie uit dat U die wêreld so lief gehad het, dat U enigste gebore seun gestuur het, sodat elkeen wat hom kies die ewige lewe kan beerwe. Jesus, ons buig voor die troon, voor nie 'n baba nie, maar 'n Godheid, wat 'n prys kom betaal het aan 'n kruis, vir dit wat hy nie gedoen het nie. 'n Prys wat hy kom betaal het, om self sy eie pa te sien wegdraai. Maar daardie prys, het 'n kroon vir ons van oorwinning gebring. En my gebed van môre is so eenvoudig, dat ons sal vergeet om aan te leer om goeie mense te wees. Dat ons sal vergeet daarvan, dat ons soveel besluite moet neem om reg te wees, maar dat ons vanmôre besef, dat van die begin af, het die lig en duisternis geskei, en U het ons geroep om hierdie lig te laat skyn, nie om dit aan te leer, of meganies te opereer in nie, maar om dit uit ons harte uit, deur daai besnydenis van ons harte te laat skyn, want Jesus, U die lig, is binne in ons. U het die weg en die waarheid en die lig vir ons geword. Ek kom bid dat U in elkeen se hart sal kom werk, dat nuwejaarsvoorneme nie net besluite is wat hulle aanleer nie, maar dat 'n oorgawe is om te sê, hierdie baba was nie vir niks gebore nie. Ons gaan nie die mense wees wat hom nie herken of hom toelaat in ons lewe nie. Ons kom sê vanmôre, ons vat U by die autoriteit wat U ons gegee het om te heers op hierdie aarde in die oorwinning wat U vir ons beplan het, Here. En ek kom bid 'n vreemde gebed vir van U. Here, maar ek kom vra dat U elke bose mag sal kragteloos stel oor die lewens van die mense wat hier staan. Here, ons is hier saam met ons familie en vriende. Die duiwel wil steel, slag en verwoes. Hy wil verhoudinge skade bring, maar Here, ons kom stel om kragteloos. We are binding offense amongst people, family and friends. Dat die vyand geen krag het nie, maar dat U Christus gebore vir ons die autoriteit gee om te heers in hemelse plekke, saam met U bo oor elke bose mag en krag, dat ons gemoed nie onderdanig sal wees aan die vyand nie, maar dat ons die heerskappy, die lig van hierdie baba wat mens geword het, Godheid sal kan uitleef in 2026. Mag U gebore word in harte wat U nog nie ontvang het vanmôre nie. Mag hulle gebore word in gees soos hulle nog nooit was. En ons roep uit oor hierdie gehoor, meer as oorwinnaars in Jesus naam. En U sê, Amen. Amen. Prys die Here.